Die Heilige Gees het na ons toe gekom. En dalk klink dit vir jou soos 'n maklike feit, ons het dit onder die knie, maar tog is daar baie misverstand en baie twyfel oor hierdie saak. Ek hoor partykeer ook goeie Christene sê interessante goed. Ek wil nou nie sê snaakse goed of verkeerde goed nie, maar hulle sal byvoorbeeld sê, hulle het nog nie al die kamers van hulle huis vir die Here oopgemaak nie. Maar daar staan niks daarvan in die Bybel nie. Die Bybel leer ons baie duidelik, die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is die derde persoon van die drie-eenheid en hy het in ons kom woon. Daar's nie 'n kamer waartoe hy nie toegang het nie. Hy woon in jou, kant en klaar. En ons hoor dit vandag eintlik in die oortreffende trap in 'n paar verse. 1 Korintiërs 12:13 sê, ons is almal van die Gees deurdrenk. Het jy al ooit so nat gereën dat jy heeltemal droë klere moes aantrek? Toe ek klein was, het ek in die winter in die plaasdam geval met my klere en al. Ek was letterlik deurnat. In Titus 3 vers 6 staan daar, God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort. Daar's geen twyfel daaroor nie. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. En dan nog 'n vers, 1 Johannes 4 vers 4, waar Johannes vir ons skryf, liewe kinders, julle behoort aan God, en julle het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. En dan kan jy dalk nou vir my sê, maar so wat? Weet jy, Paulus skryf dat die Heilige Gees wat in ons kom woon het, wat ons deurdrenk, wat ons heeltemal in besit kom neem het. Hy laat 'n heerlikheid uit ons uitstraal. Daar staan in 2 Korintiërs 3 vers 18, die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dis sy werk in ons. Ons moet meegee, ons moet saamwerk. Ons kan nie volmaak wees nie. Jy hoef nie te voel jy onderpresteer dalk nie. Jy moet ook nie op jou gevoelens of jou emosies staat maak nie. Hulle kom ook van die Here af, maar hulle moet ons nie lei nie. Die waarheid van God se woord moet ons rig en lei. Wil jy nie saam met my vir die Here dankie sê, dat die Heilige Gees ook in jou woon, en hom vra om hierdie heerlikheid van Jesus al hoe meer en meer uit ons te laat uitstraal. Kom ons bid saam. Here, ons is net die nederige instrumente in u hande. Vervul ons opnuut en gebruik ons en laat u heerlikheid uit ons uitstraal. Dankie dat ons kan weet die waarheid van u woord is dat u oorvloedig op alle kinders van God uitgestort is. Ons dank u daarvoor. Amen.